Uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Here, hoor na my stem. Laat U ore luister na die stem van my smekinge. As U, Here, die ongeregtige Here, in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word. Ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy Seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan U nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons in Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag. Daar het dinge daar gebeur wat mense nie verstaan het nie. Petrus het hier opgestaan en 'n kosbare boodskap gebring. Kosbare boodskap vir baie wat dit verwag het. Hy bring die evangelie in sy diepte. Hy wys vir die mensdom hulle stand. Hy wys vir die mensdom die weg na die waarheid. Hy verduidelik vir elke persoon hoe hulle gered kan word. En nou lees ons in vers 37, toe hulle dit hoor. Daardie toe hulle dit hoor is die boodskap wat Petrus gepreek het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en vir die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God prys en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Net tot sover die kosbare woord van die Here vir wie dit moontlik is, nou ek die man om saam met my te staan, nou verenig ons ook so in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons samesyn in hierdie oggend. Baie dankie, Here, dat ons as gemeente kan saamkom. En Here, wanneer ons in hierdie oggend so saamkom, het ons geen ander begeerte as om U naam in en deur ons lewens groot te maak nie. Ons het geen ander begeerte, o Here, as om laag aan U voete te buig. U Here wat alles geskape het,
U, Here, wat alles in die holte van die hand vashou, wat elke ding bepaal, wat aan die stuur is van alles. Bring ons waarlik, o Here, die lof en die eer en die totale aanbidding van ons harte. Dankie, Here, vir die wyse waarop U ons deurgedra het. Baie dankie, Here, vir die wyse waarop U nog steeds met ons is. Baie dankie, Here, vir U goedheid en die guns in en deur ons lewe. Ja, Here, dat ons dit kan sien in die groot en in die klein dingetjies. En uiteindelik, so saam as gemeente, Here, U naam kan verhoog daarvoor. En wanneer ons as gemeente so saam is, Here, dan dink ons aan ons mensies wat ongesteld is, wat 'n kwaal in die liggaam het. Weet ons, Here, dat niks is vir U onmoontlik nie, en ons vra, Here, dat U asseblief sal kom met 'n krag van aanraking. Ons kom vra, Here, dat U asseblief sal kom onderskraag en sal deurdra. En in en deur dit, Here Jesus, verheerlik U naam. En ook nou, terwyl U woord oop op ons skote is, Here, U ken elke liewe begeerte. U weet watter toestand ons by hierdie deure ingestap het. Ek vra ons, Here, dat U asseblief in hierdie oggend ook daardie begeertes van ons harte sal kom vervul. Sal U tot ons harte kom spreek. Sal U verandering in ons lewens meebring. Ons wil nou al kom bid, Here, dat U die naprediker van die woord sal wees. Dat ons dit wat ons hieruit gaan bedink, na ons binnekamer toe sal vat. En dit ook so daar buite sal gaan uitleef. Dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou in hierdie oggend. En ons het net een begeerte. En ons gebed is, Here, laat U wil geskied. Soos in die hemele, so ook hier op aarde. Here, Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen. In vers 47 het ons gelees, terwyl hulle God geprys en in guns was by die hele volk, het, baie belangrik, daardie woorde, het die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Klem daar, geliefdes, op dat die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. En na aanleiding van daardie woorde, dat die Here het by die gemeente gevoeg, wil ons graag met U praat onder die tema, kom nou, hoekom is hy so moeilik? Is die kerk nog nodig in 2026? Is die kerk nog nodig in 2026? Ek meen, baie maklik uit die vuis uit kan ons sê, ja, die kerk is nodig. Ja, dan moet 'n kerk wees. Maar dan kom hier so bietjie van 'n opstand in my gemoed, wanneer ek die vraag vra, hoekom? Hoekom moet ons elke Sondag vroeg opstaan, hier kom sit, 'n paar liedjies saam sing, luister dit wat hy van die kansel af sê, daar gaan koffie drink en dan weer huis toe gaan? Hoekom? En as ons nie daai vraag kan antwoord nie, dan kan ons nou kom saamstem dat die kerk is nie nodig in 2026 nie. Ons kan as te ware dan net sowel die hekke toe hou, die deure sluit en net aangaan met ons lewens. Ons lewe vandag in 'n baie moderne wêreld wat gevul is met allerhande keuses. Met alles wat jy in die lewe wil doen, is daar verskillende keuses en opsies wat jou 'n klomp verskillende rigtings kan vat. Die lekker vir my in Potch nou, iets wat ons van Potch ontdek het, is hier, julle is die beste opsies ooit. Reg? As jy wil koffie drink, magies, is daar seker, ek weet nie hoeveel verskillende koffieplekke waar jy kan gaan koffie drink nie.
Jy kan kies en keer, net soos wat jy wil. Dit is 'n geveg in ons huishouding, wanneer ons kies, wanneer ons nou wil sleg wees, en ons sê vir onsself dat ons gaan iets kry om te eet, en dan kom die vraag, maar waar gaan ons eet? Want hier is soveel plekke in Potchefstroom waar ons kan kies om te eet. Soveel verskillende spyskaarte, soveel verskillende opsies. As jy jou kar wil diens, ek weet nie hoeveel van julle sien dit op Facebook nie, maar daar vra ons elke nou en dan, is daar 'n goeie werktuigkundige wat ek kan vertrou met my kar, en dan kom daai opsies, kom so op. Vertrou hierdie en vertrou daai en vat jou kar soontoe, doen dit, doen hierdie, gaan al in daai rigting. As jy jou kind in 'n skool wil sit, het jy klomp opsies in 'n klein dorpie soos Potchefstroom. Inteendeel is daar meer opsies in Potchefstroom as wat ons gehad het toe ons in die stad was. Merkwaardig. Alles in die lewe het soveel keuses. En dit is net so, en jy kan jou gedagtegang verander. Net so, en jy kan van die een plek ry na die ander plek. Net so, as jy by KFC kom en die lyn is te lank, dan klim in jou kar en jy ry na 'n ander plek toe. Dis maklik. As jy nie hou van hoe hierdie ou jou kar diens nie, byvoorbeeld, daar's nog 'n ou. As jy nie hou van hoe hierdie restaurant hulle dinge doen nie, dis okay, want daar's nog een. As jy nie hou van hierdie spesifieke onderwyser in 'n skool nie, dis okay, dan haal ek my kind uit en ek vat aan 'n ander een toe. Keuses, keuses, keuses. En geliefdes, wanneer ons na die onderwerp van kerke lyk, dan dieselfde gedagte spruit voort. Laas jaar toe ek hier gekom het, het ek so 'n bietjie navorsing gedoen. Weet u hoeveel kerke is hier in Potchefstroom? In hierdie klein dorpie van ons. 146 kerke. 146 kerke in Potchefstroom. En nou dieselfde gedagte geld. Want as ek hier kom sit en ek hou nie van hoe hy preek nie, is maklik, eenvoudig. Ek klim my kar en ek ry na die volgende een toe. Daar is 146 waarvan ek kan kies. En hierdie tendens het grootliks vermeerder. Ons sien gedurig hoe nuwe kerke gestig word. Ons sien selfs in ons gemeente hoe dat daar mense inkom en later weer mense gaan. En later van tyd kom die vraag weer op, naamlik, is dit werklik nodig? Is dit nodig vir my om kerk toe te gaan? Is dit nodig vir my om 'n Sondagoggenddiens, 'n Sondagaanddiens by te woon en dan nog steeds Woensdag bid hier nog steeds by te woon? Is dit nodig vir al hierdie weeklikse kerklike aktiwiteite? Is dit regtig nodig dat ek 'n tiende van my salaris aan die kerk sou gee? In die moderne wêreld van vandag, waarin ons leef, dan sien ons eers die gemak. Want die eerste vraag wat ons vra is dit nie oudtyds nie? Is die kerk nie oudtyds nie? Is die kerk nie besig om hulle self besig te hou met oudtydse fabels, wat al lankal verval het nie? Oudtydse fabels, meer as 2000 jaar oud, wat net niks beteken in hierdie tyd nie. Is ons nie besig met dingetjies en donnetjies wat in 2026 eintlik geen meer toepassing op ons lewens het nie? Want wanneer ons na die omvang daarvan kyk, dan kan ons baie maklik eerlik raak met mekaar, en ons kan sê, en ons kan sien, dat die boodskap van die Bybel het oor die jare al so afgewater geraak, dat die mens nie meer ag gee op die boodskap wat die Here vir ons kom gee het nie. Die ware evangelie boodskap het al deur die jare so verlore gegaan, dat mense glad en al nie meer sleg voel oor sonde nie. Ek raak jaloers wanneer die ouer manne praat van die tyd toe daar godsdiens in die skole was. Ek raak jaloers
wanneer ek hoor hoe dat predikante by besighede en op plase en by allerhande verskillende ondernemings openinge gehad het, vroegoggend, om daar te gaan open met skriflesing in gebed. En wanneer ons daardie tyd vergelyk met hierdie tyd, geliefdes, dan kan ons baie duidelik sien, en ons kan baie maklik sien die tyd waarin ons onsself bevind, deurdat daardie goed nie meer daar van toepassing is nie. En dan kan ons ook nie anderste as om raak te sien dat die kerk meer nodig is in 2026 as nog ooit tevore nie. Geliefdes, wanneer ons na die samelewing van vandag kyk, dan kan ons nie anders insien dat die kerk meer nodig is as ooit tevore, hier waar ons voor die klop van die deur staan met die Here Jesus se terugkeer nie. Geliefdes, wanneer ons kyk na ons skole, dan kan ons die noodoproep sien dat kerke weer sal terugkeer binne ons skole. Wanneer ons na ons regering kyk, dan sien ons 'n noodkreet wat uitroep dat die kerk weer sal terugkeer, selfs binne in die parlement. Wanneer ons kyk na ons besighede, die manier hoe ons sake dryf, kan ons baie duidelik tot 'n konklusie kom dat die kerk in 2026 is nog meer nodig as ooit tevore. En geliefdes, wanneer ons van die kerk praat, dan praat ons nie van die kerk nie. Ons praat nie van die gebou nie. Ons praat nie vanmôre oor die evangelies gereformeerde kerk nie. Ons praat vanmôre van die kinders van die Here. In vandag se tyd het die betekenis van kerk gekom na 'n gebou, terwyl dit van die begin af nooit so was nie. Wanneer ons kyk na die Grieks, dan vind ons daar die term, die ekklesia, wat nie na die kerk verwys nie, nie na 'n gebou nie, dit verwys uitdruklik na 'n vergadering of 'n samestelling van gelowiges. Daar waar ons by mekaar kom, elkeen wat die getuienis het, dat hulle kind van die Here is, want nou sê Paulus uiteindelik, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Hy gaan verder in 2 Korintiërs, sê in hoofstuk 6, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit was uiteindelik die doel gewees van die begin af. Vanaf die eerste mense, vanaf Adam en Eva, in die tuin van die Here, het die Here met hulle gebly. Daar het die Here met hulle verhouding gebly, daar was hulle in die teenwoordigheid van die Here. En na die sondeval het die Here hulle nie alleen gelos nie. Die volk het die teenwoordigheid van die Here gesien, daar op die berg Sinaï byvoorbeeld, toe die Here vir hulle die tabernakel gegee het, dat hy binne, in hulle midde, kon hy saam met hulle woon. Reg deur die Ou Testament sien ons hoe die Here met die volk gewerk het, deur die priesters en die profete, en in die Nuwe Testament kom die Here en hy kom woon in sy kinders deur sy Gees. Die gebou, geliefdes, hierdie ding wat hier staan, is nie die kerk nie. Was nog nooit die kerk nie. Was nog nooit die gedagte gewees om die kerk te wees nie. Daar waar die kinders van die Here saamkom om sy naam groot te maak, dit is die kerk. Of as dit nou in hierdie gebou doen, of in die grasperk hier agter, dit is ons kerk. En in en deur dit groei die koninkryk van God uiteindelik deur die samekoms van die kinders van die Here in die Nuwe Testament wat vir ons 'n voorbeeld kom toon het dat die kerk nog nodig is in 2026. 120 kinders van die Here het 'n kerk gevorm
in Handelinge hoofstuk 2 en 3000 siele het tot bekering gekom. 3000. En geliefdes, wanneer ons vandag vra of die kerk relevant is, vra ek nie of die gebou relevant is nie, ek vra of jy relevant is. Ek vra of u vandag as kerk, as die Ekklesia, as kind van God waarlik jou roeping daar buite uitleef. Dis vir ons, is die kerk nog nodig in 2026. En as ons na Petrus verwys, as kind van die Here, as kerk, sal ons sien hoe nodig dit nog vandag is. Want die eerste gedagte waarby ons stil staan, is dat ons as kerk moet die oortuiging bring. Kyk wat sê vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en vir Petrus en vir die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Het Petrus net een kant gestaan? Het Petrus net niks met sy lewe gedoen nie? Nee. Petrus het die oortuiging gebring. Hy het die oortuiging gebring dat die boodskap van Christus die waarheid was. Hy het die oortuiging gebring van sonde wat vergifnis nodig het. En na die uitstorting van die Heilige Gees het hierdie manne die evangelie gepreek. Hulle het die oortuiging gebring en 3000 mense kom tot bekering. Geliefdes, dink u dat oortuiging in 2026 is nog nodig? Ek dink definitief nog so. Ek dink definitief nog so. Die enigste verskil is dat oor die jare het dit net gekom dat kinders van die Here praat net nie meer daaroor nie. Kinders van die Here deel nie meer die evangelie nie. Die kerk, geliefdes, het stomp geword. Die kerk het op 'n plek gekom waar hulle nie meer die oortuiging bring nie. Die kerk se stem op aarde het stom geword om die wêreld te vertel van die Here Jesus. Die kinders van die Here het laks geword in die laaste opdrag van die Here Jesus, gaan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Seun, naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Geliefdes, ek dink in 2026 is dit meer nodig dat die kerk sal opstaan en weer op 'n plek kom waar hulle die Here Jesus verkondig. Die Here Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Die Here Jesus wat die weg tot saligheid is. Die Here Jesus wat uiteindelik die waarheid is. Die Here Jesus, soos wat Petrus gepreek het, die Here Jesus, die Here Jesus, die Here Jesus, die Nasarener, wat Petrus gepreek het, sodat daar weer siele tot bekering kan kom. Geliefdes, ons preek nie klere drag nie, ons preek nie make-up nie, ons preek nie hoe ook al daaroor nie, ons preek Jesus. Dis weer tyd dat die kerk Jesus sal preek. Dis tyd dat kinders van die Here weer sal getuig van wat Jesus vir my gedoen het. Dis weer tyd dat die kerk in 2026 sal opstaan en sal sê dat dit is hoe die Here Jesus my gewederbaar het en dis wat hy vir jou ook kan doen. Want as ons dit nie gaan doen nie, as die kerk dit nie gaan doen nie, geliefdes, wie gaan? Wie gaan? En nie net moet ons 'n oortuiging bring nie. Ons moet ook die antwoord kan gee. In Handelinge 2 sien ons daar en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie manne staan daar en hulle vra, broeders, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En Petrus kom met die antwoord. En hy gee vir hulle die antwoord. En die hartseer is dat baie kinders van die Here, of mense wat meen dat hulle kinders van die Here is, ken nie die antwoorde nie. Hulle weet nie wat die antwoord is nie. Daar is talle wat nie weet wat om te doen nie.
En dit sou hulle niks gehelp het as hulle daar gestaan het en hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen? En Petrus het hulle nie 'n antwoord gegee nie. Wat was die doel van die exercise? Hulle het tot oortuiging gekom. En Petrus kom en hy gee vir hulle die antwoord: bekeer julle. Bekeer julle. Hy sê vir hulle: los die dinge wat verkeerd is. En hierdie groep was deel van daardie groep wat die Here Jesus verwerp het. Dis dat hulle nie gedoop is in die naam van Jesus nie. Petrus sê vir hulle: en laat julle doop in die naam van Jesus. Vereenselwig jouself met Jesus. Hy wat jou op 'n tyd verwerp het, neem hom nou aan. En geliefdes, wanneer ons kind van die Here word, sal ons die Heilige Gees ontvang. En wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan behoort jy ook die antwoorde te ken. Jy behoort ook die antwoorde te ken vir elkeen wat vra: wat behoort ek te doen? Jou buurman, jou kollega, jou kinders, hulle almal het saligheid nodig. Maar geliefdes, het ons die antwoorde om iemand waarlik na die Here toe te lei? En geliefdes, ek is van mening dat in 2026 is dit weer nodig dat ons die regte antwoorde sal gee. Nie 'n boodskap wat die gehoor sal streel nie, maar 'n boodskap wat ons harte kom verander, naamlik: bekeer jou. Los dit wat verkeerd is en neem aan dit wat die Here vir jou in gedagte het. Derdens sien ons dat die kerk moet 'n voorbeeld wees van volharding. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en gebede. En nou is dit vir my so kosbaar hoe hierdie bekeerlinge kon volhard. Hierdie ouens kom tot inkeer en hulle volhard. Hulle volhard in leer, hulle volhard in breking van brood en uiteindelik volhard hulle ook in gebede. En daai wat hiervan gepraat word, kom nie vanuit die natuurlike mens self nie, want ons wil nie. Ons wil nie. As ons wou, sou die kerk baie sterker gewees het as wat hy vandag is. Ek praat nie van die gebou nie, ek praat van kinders van die Here. Want jy sien, uiteindelik word volharding gesien deur voorbeelde. Die apostels was voorbeelde vir meer as 3000 mense om te volhard in die leer, om die Bybel te ondersoek, om die woord te leer. Juis dat Hebreërs skryf: laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Geliefdes, sien julle die dag naderkom van die Here Jesus? Sien ons dit? OK. Laat ons mekaar vermaan. Ons vermaan mekaar eerstens, dat dit waartoe ons geroep is, dat ons dit nie sal versuim nie. Die apostels was 'n voorbeeld in die breking van die brood, 'n herinnering van dit wat die Here Jesus nie lank terug vir hulle gedoen het nie. Die geliefdes, dit is die tipe voorbeeld wat ons moet uitleef. Nie net daai voorbeeld nie, maar in die hartseerste voorbeeld, wat verlore gegaan het in ons tyd. Gebed. Gebed. Liewe kind van die Here, wanneer laas het u vir iemand gebid? Ek praat nie van kinders nie, ek praat nie van, wanneer laas het jy gesit en met iemand gebid? Wanneer laas, geliefde, het jy in die teenwoordigheid van die Here ingegaan, omdat 'n siel wat voor jou staan verlore gaan? Wanneer laas, kind van die Here, het jy in gebed ingetree vir iemand wat jy selfs nie eens ken nie, maar die Here vertrou vir 'n oplossing vir daai persoon se lewe? As daar nie 'n gebedslewe is nie, as daar nie 'n gebedslewe is nie, as daar nie 'n verhoudingslewe nie,
En as daar nie 'n verhoudingsgelewe is nie, geliefdes, moet ek ongelukkig vir u sê dat u is ongered. U is ongered. Ons kan nie sê dat ek het 'n gebedslewe, of ek het nie 'n gebedslewe nie, maar ek is kind van die Here. Geliefdes, ek is nie skaam om met my vrou te praat voor enige een van julle nie. Ons verhouding is so sterk. Ek kan met haar praat voor enige een van julle. En nog meer met my verlosser. Nog meer kan ek met my verlosser praat voor julle almal, met julle almal, in julle almal se teenwoordigheid en deur dit alles die gebed daarin dat ons as kinders van die Here ook die Here saam moet soek. Saam moet soek. As ons kyk hoe ons voorgangers saam gebid het en die verandering wat in daardie tyd gebeur het, en ek verwys nou na die herlewingstydperke, en ons kyk na ons tyd vandag, wil ek vir u sê dat die grootste ding wat verbygegaan het, is die voorbeeld van gebed. Paulus sê in Efesiërs 6, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en julle juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Geliefdes, die kerk van 2026 het nodig om op te staan in gebed. Die wêreld daar buite het voorbeelde nodig van 'n eerbare en opregte lewe. Die wêreld daar buite het dringend nodig om te sien wat die krag van gebed kan doen. En geliefdes, die wêreld daar buite het nodig om te sien dat die kerk van 2026 weer sal opstaan. En weer eens, ek verwys nie na die gebou nie. Nog 'n aspek wat ons moet raak sien, is dat die kerk van 2026 moet 'n voorbeeld wees tot gemeenskap. Almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en hulle het alles gemeenskaplik besit, hulle eiendomme en besittings, en hulle verkoop die opbrengs onder, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Kyk wat doen hier die gemeenskap. Kyk wat doen hier die kerk. Hulle hou absoluut niks vir hulle self nie. Nie 'n ding nie. Hulle wou in mekaar sien hoe dat elkeen groei. Hulle wou in mekaar sien hoe dat elkeen genoeg het. Hulle het alles verkoop en was in gemeenskap met mekaar. Dit was nie iets wat hulle moes doen nie. Dit was iets wat hulle wou doen om die gemeenskap onder mekaar te bevorder en te geniet. Nou ek sê nie dat jy met jou bakkie verkoop en dan vir my al die geld van jou bakkie bring nie, is nie wat ons hier sê nie. Dis glad nie wat hier aan die gang is nie. Ek sê nie dat julle moet julle huise verkoop en dan daai geld alles vir my bring, dis nie wat hier aan die gang is nie. Glad en al nie. Maar geliefdes, hoe min sien ons hierdie gemeenskap in die samelewing? Hoe traag word die saak van die kerk nie ondersteun om die gelowiges te ondersteun nie? Ek dink byvoorbeeld aan Maleagi 3 vers 10. Kyk het hom nie op nie. Maleagi 3 vers 10 sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Hier vra die Here net 'n 10de, en daardie 10de word gerig, sodat daar spys in sy huis kan wees. Spys wat ons in gemeenskap onder mekaar kan geniet. Spys, sodat wanneer daar een by die deur instap wat nie het nie, ons uiteindelik vir hom kan gee. En nou weet ek dat die wêreldse persepsie is daarin dat hoe meer geld daar na die kerk toe kom, hoe ryker word die predikant. Dis mos so dit werk. Al die geld gaan na die predikant toe. As jy baie 10de gee, dan kan ek 'n BMW koop. Ek wil net sê ek het nog nie 'n BMW nie. Ek is baie lief vir ons kerk se strukture.
wat sorg dat daardie geld nie by die predikant uitkom nie. Daar is skale ingestel, sodat dit reg verdeel kan word. Geliefdes, ek is in my hart, hier waar ek vandag voor julle staan, dankbaar vir die kerkraad van hierdie gemeente. Want as ek in die strate rondhardloop en dingetjies en daaitjies doen en ek vra vir hulle, kan ek hier geld uitgee? Dan is die antwoord altyd ja. As ek vra dat ons, nee, ek het hulle so gekry, dat hulle sendelinge reg oor die wêreld ondersteun. Dis vir my kosbaar. Want dit is wat die gemeente uiteindelik moet doen. Ons kan nie hier as gemeente sit, geliefdes, en weet dat daar iemand onder ons is wat swaar kry. Dit kan nie wees nie. As dit gebeur, dan is ons lankal nie meer 'n kerk nie. Lankal. En in deur dit sien ons dat ons moet 'n voorbeeld ook wees. Daar's Maleagi 3 vers 10. Ons moet ook 'n voorbeeld wees tot groei. Vers 47 sê, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Geliefdes, op grond van die voorbeeld wat hierdie gemeenskap verander geleef het dit uiteindelik aansteeklik geword. Dit het aansteeklik geword vir die wêreld daar buite. Die teks sê dat hulle was in guns by die hele volk. Die volk het gekyk na dit wat hulle gedoen het. Die volk het gekyk hoe hulle opgetree het. Die volk het gaan kyk hoe hulle daarvolgens by die gemeente kon voeg, die wat gered is. En so baie sien ons baie kinders van die Here wat rondloop met hierdie groot donderwolk, asof die wêreld teen my is, asof dit so swaar is om kind van die Here te wees. Maar in en deur dit alles het ons 'n verantwoordelikheid om saam te kom om die Here te prys. Ons het 'n verantwoordelik om te groei. As ek geestelik groei, as ek geestelik verdiep, dan gaan dit aanneemlik wees vir die wat rondom my is, vir die wat my sien. As ek groei in my verhouding tot die Here, dan gaan ander dit ook wil sien en hulle gaan ook daarin wil deel hê. As ek groei in my gebedslewe, sal ander dit opmerk en ook so hulle vertroue in die Here gaan plaas. As die kerk weer in opregtheid 'n voorbeeld is vir die wêreld daar buite, sal die Here stuur die wat gered is, en in en deur dit sal die kerk weer die nood in die wêreld daar buite kan raak sien. Geliefdes, die kerk is nie 'n gebou nie. Was nog nooit. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam, al is hulle baie, een liggaam, so ook Christus, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is almal van een gees deurdronge. Liefdes, ons as kinders van die Here is die kerk. 'n kerk wat in 2026 nog meer moet opstaan as ooit tevore. Met Christus aan die hoof moet die res van die liggaam ook so in beweging kom. Die liggaam moet vir die wêreld daar buite gaan wys dat die kerk nog bestaan. Dat die kerk nog 'n stem het. En dat in 2026 die kerk nog net so belangrik is as ooit tevore. Geliefdes, die wêreld moet in jou as kerk die voorbeeld kan sien van oortuiging. 'n Oortuiging weg van die leuen na die lewe toe. Dat sonde nie goed gepraat word nie en dat daar vergifnis beskikbaar is by Jesus. Nog meer as ooit tevore moet die kerk die voorbeeld wees van 'n regte antwoord.
'n voorbeeld van bekering, 'n wegdraai van sonde en 'n kragtige verlossing in die Here Jesus Christus self. Geliefdes, die kerk vandag moet die voorbeeld vir die wêreld daar buite kom wys, dat ons is besig om met die Here te volhard. Het is maklik om 'n kerkmens te wees. So om bid die Here op Sondag. Ek vra, wat van Maandag? Wat van Dinsdag? Wat van Woensdag? Geliefdes, ons as kerk moet vir die wêreld daar buite 'n veilige hawe skep om 'n voorbeeld te wees van suiwer gemeenskap. 'n Gemeenskap, geliefdes, waar ons omsien na mekaar. 'n Gemeenskap, geliefdes, waar ons ander se behoeftes kan raak sien en dit ook so kan vervul. En laastens moet ons 'n voorbeeld wees van geestelike groei. Dit moet wees. Ek kan nie dieselfde persoon wees wat ek 6 maande terug was nie. My verhouding in die Here kan nie dieselfde bly, of ek beweeg geestelik vorentoe, of ek beweeg geestelik agtertoe. Ons kan nie stil staan nie. Ons kan nie. Dis nodig dat mense in my lewe kan raak sien, dat ek besig is om met die Here te verdiep. Dis nodig dat my lewe ander sal trek na daardie verdieping toe. En wanneer ons vandag vra, geliefdes, is die kerk nog nodig in 2026, dan kan ons nie anders as om te sê dat die kerk is nodig nie. Maar ons verwys nie na die gebou nie. Ons verwys glad nie na die gebou nie. Die wêreld het jou nodig. Die wêreld het jou nodig om daar buite die oortuiging te gaan bring, die regte antwoord te gaan gee, te gaan volhard in gebed, gemeenskap te kom en in en deur dit alles altyd deur te volhard. Die kerk is nog nodig. Mense moet vir Jesus ontmoet. Die vraag wat ons onsself net moet vra is, hoekom het die kerk stil geword? Hoekom? Hoekom het kinders van die Here in 2026 stomp geword? Biddeloos geword? Nie meer daardie dryf en begeerte om te getuig nie. Geliefde, ek vra u, straal u nog uit vir die Here? Is u 'n ware voorbeeld vir die wat rondom u is? Is u getrou soos wat u behoort te wees? Sien ander die kerk van Jesus in jou lewe? Want u is die kerk. As u gered is u die tempel van die Here. Maar ons moet onsself ook die vraag afvra, wat beteken dit vir die rondom jou in 2026? Wat beteken dit? Geliefdes, dit is tyd dat die kerk weer sal opstaan. Dit is tyd dat die kinders van die Here weer hulle stem dik maak in hierdie wêreld hier buite. Dit is nodig vir die kerk, vir u as kind van die Here, om weer die antwoord in die oortuiging te bring. En sal ons ook volhard daarin, soos wat ons die dag van Christus sien naderkom. Hy gaan terugkom. Die vraag is, wanneer hy terugkom, gaan u as kerk nog lewe hê? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons Handelinge hoofstuk 2 lees, dit wat Petrus daar gedoen het, en ook die uitwerking daarvan. Maar Here, kan ons nie anders as om te vra, hoekom het die kerk stil geword nie?
Kom is daar nie meer kerk in ons skole nie, o Here, of in ons parlement. Is die kinders van die Here regtig so min? Kom het ons so stomp geword om die oortuiging te bring dat net die Here Jesus kan red. Here, hoekom is ons nie meer daar om die antwoorde te gee vir 'n wêreld wat dit regtig so nodig het nie? Hoe is dit, o Here, dat ons stomp geword het in voorbeelde van gebed, voorbeelde van volharding in die waarheid? Waar is ons samesyn? Wil ons kom vra, Here, in hierdie tyd, dat daar waarlike oplewing sal wees vir die kerk van 2026. Want ons sien dit in die wêreld daar buite, dat die kerk is nog nodig, o Here. Die kerk is nodig om weer op te staan, standpunt in te neem, en te doen, Here, dit wat reg is. Here Jesus, sal U ons help? Sal U ons help om net weer uit te kom by dit wat belangrik is? En Here, dat soos in Handelinge, die gemeente, die gemeenskap kan groei, deurdat U by die gemeente voeg, die wat gered is. Sal U ons gebruik? Sal U vir ons insig gee? En deur dit alles, Here Jesus, sal U verheerlik word. Ons bid dit, Here, in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid in ons harte, in die naam van Jesus Christus. Amen.